Goeiedag geliefdes, dis goed om weer saam met u te wees. Ons staan nog steeds stil by die boek Kolossense. Ons is daar by die 4de hoofstuk en ons gaan vers 3 en 4 met mekaar hanteer. Maar ek wil graag vir u ook vers 2 lees, omdat ek glo dat dit verband hou met die hele gedeelte waaroor apostel Paulus praat. Dit klink so: volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En dan sê hy: en bid terselfdertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Geliefdes, ek wil die stelling maak om te sê, as die apostel Paulus sê, bid terselfdertyd ook vir ons. Ons as predikers, as woordverkondigers, het die gebede van kinders van God geweldig nodig. Ons is uiters afhanklik van gebede van kinders van God wat ons dra. Ek wil die stelling maak: die sukses van die prediking van die woord van God hang af van die gebede van kinders van God wat die prediker dra wanneer hy bid en wanneer hy preek. Ek dink onwillekeurig aan 'n man in die geskiedenis met die naam van Spurgeon. 'n Man wat magtiglik deur die Here gebruik is en waartoe mense na sy kerk toe gestroom het in so 'n mate dat Spurgeon moes afkondig om te sê: kindertjies van die Here, julle wat die Here ken as saligmaker, wil julle nie Sondag by die huis bly, dat daar net genoeg plek in die kerk is vir die ongelowiges om in die kerk te kan inkom en die woord van God kan hoor nie. Mense het op die strate gestaan om te luister na die prediking van Spurgeon as hy die woord van God verkondig. As jy Spurgeon gevra het waarin lê sy sukses, het hy dit ook bely. Die sukses van my bediening is daarin geleë dat aan die onderkant van die kansel was daar 'n kelderverdieping. Daar het 'n groep kinders van die Here Sondag na Sondag bymekaar gekom om vir hom te bid terwyl hy die woord van God verkondig. Hierdie vertrekkie is genoem die boiler room. Daar waar mense intree, terwyl Spurgeon die woord verkondig, dra hulle die woord voor God dat dit in die harte van mense weerklank sal vind. Daarom kom sê ek vir u, ons het u gebede uiters nodig. Geliefdes, ons as predikers is nie supermense nie. Ons is mense soos julle. Al verskil is, ons het 'n roeping van God oor ons lewens gekry om die woord van God te gaan verkondig. Maar ons is uiters afhanklik daarvan dat God sy woord aan ons sal openbaar. Ons is uiters afhanklik daarvan dat kindertjies van die Here vir ons in die bresse sal tree en vir ons sal bid, sodat die woord wat ons verkondig kan uitgaan en die lewens van mense daardeur verander kan word. Ek dink daar onwillekeurig aan Romeine die 10de hoofstuk en daar by die 14de vers wat sê: hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, die wat die evangelie van die goeie verkondig. Ons het 'n roeping van die Here. Die Here het maar net vir ons geroep en ons het in sy diens ingetree. Maar Paulus vra: bid vir ons dat God vir ons deure sal oopmaak. Dat die Here vir ons die harte van mense sal oopmaak. Dat God vir ons geleenthede sal gee om die woord te verkondig op verskeie terreine. En dan noem hy 'n woord, dat ons die verborgenheid van God aan mense kan openbaar. Wat is hierdie verborgenheid? Hierdie verborgenheid is wat vir eeue lank verborge was en wat mense nie kennis van gedra het nie.
Dit is Jesus Christus wat sou kom, die verlosser van die wêreld. Die Bybelse mens, die sinagoge van daardie tyd, die Fariseërs en die Sadduseërs, het hierdie verborgenheid nie raak gesien nie. Hulle het nie besef dat Christus, wat gekom het in die persoon van Jesus Christus, die verlosser, die Messias is nie. Dit was vir hulle 'n verborgenheid. Ja, in so 'n mate dat self die apostel Paulus hierdie rykdom nie ingesien het nie. Dat hy nie kon insien dat Jesus die Messias is nie. Nou bid tog vir ons, dat God vir ons hierdie verborgenheid in ons harte sal vestig, dat ons aan mense bekend kan maak om te sê, die verlosser, die Messias is Jesus Christus. Dit wat julle in eeue nie kon verstaan nie, het God in hierdie laaste tyd kom openbaar. Mense sien dit nie raak nie, geliefde. Mense verstaan dit nie, geliefde. In so 'n mate dat hulle Jesus gekruisig het en gesê het, laat sy bloed op ons en ons nageslag wees, verwyder net hierdie man weg van ons af. Hy was tussen hulle. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het homself betoon as die seun van God wat gekom het. Hy het dit ook openlik verkondig dat sy Vader hom gestuur het. En tog was mense verblind. Hulle het hom nie gevolg nie, hulle het nie in hom geglo nie. Nou kom die apostel Paulus en het hy 'n ongelooflike passie in sy hart, dat mense sal hoor. Laat my toe om dit vir u te lees in Romeine 9 en daar in die 2de vers as hy sê, dat dit vir my 'n groot droefheid en onophoudelike smart in my hart is. Wat ek self sou kon wens om ter wille van my broers, my saamgenote na die vlees, 'n vervloeking te wees weg van Christus. Hulle is Israeliete, aan wie die aanneeming tot kinders behoort, en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die erediens en beloftes, aan wie die vaders behoort, uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is, God lofwaardig tot in ewigheid. Die mense het nie ingesien wie hy is nie. 10de hoofstuk vers 1. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel bid, is vir hulle redding. Daarom vra hy bid vir ons, dat die Here vir ons deure sal oopmaak, dat ons die verborgenheid van God kan verkondig. Geliefdes, ek wil dit vir u stel. Ek wil dit vir u baie pertinent stel as vir u te sê, daar moet 'n ywer in die harte van kindertjies van God wees. Daar moet 'n ywer wees soos wat Paulus gehad het om te sê, dat ek tog net aan mense kan verkondig, Jesus is die verlosser. Jy kan 'n dominee wees. Jy kan in die kansel staan en jy kan nie die waarheid ken nie. Weet jy, ek wil vir u sê, ons moet bid dat die Here die leraars se oë sal oopmaak. Dat hulle sal besef dat die kern van evangelie verkondiging, die kern van die Bybelse verkondiging is, verkondig Jesus Christus en hom as verlosser. Dat ons nie met allerlei ander temas besig sal wees nie, maar vir die wêreld sal sê, ons verlosser het gekom, daar is redding. Daar sit miljoene mense in die kerke vandag, wat nie weet dat Jesus die verlosser is nie, wat op ander dinge staat maak, as dat Jesus die verlosser is. Ek wil dit as dit ware ook weer aan u stel. Geliefdes, weet u en besef u hoe nodig is dit dat mense sal agterkom en Jesus ontdek. Glo u nog dat mense wat Jesus nie ontdek nie, verlore is? Glo u dat mense wat Jesus Christus nie ontdek het nie, na 'n ewige verdoemenis gaan, weg van God, 'n hel, skeiding van die Allerhoogste God, waarvan ons die verhaal gehoor het van die Here Jesus, die rykman wat sê, ek ly smart in hierdie vlam, stuur vir Lazarus met 1 druppeltjie water op die punt van sy vinger,
dat hy my tong kan kom afkoel. Ek wonder of u dit nog glo. Ek herinner my aan 'n verhaal van 'n dominee wat 'n ter dood veroordeelde gaan besoek en met hom praat oor sy siel en vir hom sê dat as jy Jesus Christus mis, dan wag daar 'n hel op jou, 'n ewige verlorenheid. Hy het aan hierdie ter dood veroordeelde vertel wat beteken verlorenheid. Waarop hierdie ter dood veroordeelde gereageer het. Dominee, as ek moet glo wat jy glo aangaande die hel, sal ek Engeland op gebreekte glas op my hart, op my knieë oorkruip om mense te waarsku. Daarom wil ek dit aan u stel. Glo u nog dat mense wat verlore gaan en wat Jesus Christus nie ken nie, 'n ewige verderf in die oë staan? Hoe raak dit jou? Raak dit enigstens jou hart? Sal jy nie net begin bid? Sal jy net begin intree, Here, open die harte van mense om te ontdek, maak hulle oë oop dat hulle Jesus kan aanskou en waaragtig tot bekering kan kom nie. Bid vir die leraars, dat hulle die woord van God in suiwerheid sal verkondig. Ja, geliefde, en nie alleen bid nie, maar doen ook iets vir die verlossing van mense, praat met mense, getuig teenoor mense aangaande hierdie waarheid. Soos die apostel Paulus sê, dat ek sal spreek, dat ek sal vertel, dat ek sal sê wat God aan my geopenbaar het. Onthou die apostel Paulus, hy het geen insig gehad nie. Hy het selfs Jesus vervolg. Hy het die kerk van die Here uitgewis. Genadiglik het God sy oë geopen om te sien. En nou het hy 'n passie. Nou het hy verlange dat sy volk Israel wat in dieselfde dwaasheid lewe, in dieselfde verduistering lewe, dat hulle sal ontdek, Jesus is die verlosser. Ons moet bid. Ek wil weer aansluit, dat julle volhardend, aanhoudend sal bid, sal intree vir die verspreiding van die evangelie, vir die verkondiging van die evangelie, sodat mense by die Here sal uitkom. Ag geliefde, kom ek vra vir u, ons moet bid. Here, laat u woord asseblief uitgaan. Bid vir sendelinge. Bid vir jou dominee. Bid vir die dominees in jou gemeente of in jou omgewing. Bid dat die Here die woord sal laat lewend word, dat mense by Jesus kan uitkom. En ek wil weer sê, moenie ophou om te getuig nie. En getuienis is so eenvoudig, geliefde. Vertel net wat met jou gebeur het. Ek het dit nooit geweet nie. God het aan my openbaar en ek het ontdek. Vertel net vir mense, ek was. Ek het ontdek en nou is ek. Ons het 'n verantwoordelikheid, geliefde. Die wêreld gaan verlore, sonder hoop, sonder God. En die Here het vir jou en my gestuur en ons aangestel, om te volhard in gebed, en daarin te waak met volharding. Daarin te waak met volharding, aan te bid en te pleit. En dit moet nooit in ons harte vervaag nie. Ons moet elke keer wat ons bid vra, Here, red asseblief siele en dat mense tot inkeer sal kom. Kom ons word mede-arbeiders in die oes. Kom ons word medewerkers saam met Christus, as ons net bid vir die redding van kosbare siele en mense wat oor ons pad kom vertel van die verlossing wat daar in Jesus is. Ons praat volgende keer met mekaar, maar mag hierdie woord in jou hart weerklank vind, dat jy net betrokke sal raak deur te bid. Bid vir my, bid vir elke verkondiger, dat die woord net in harte grond sal vind en die saad sal groei en mense waaragtig tot bekering sal kom. Mag die Here vir u en my opwek om te bid en 'n passie te hê vir 'n verlore gaande wêreld. Tot volgende keer, die Here seën vir u baie ryklik. Goeiedag vir u.